Goeiedag. Ek wil u groet en 'n wens uitspreek dat u werklik op elke terrein van die lewe groot oorwinning sal beleef. Dit is belangrik dat 'n mens 'n oorwinnaarsingesteldheid moet hê in 'n mens se lewe. 'n Mens se opvoeding en jou agtergrond het 'n geweldige impak op 'n mens se ingesteldheid. Hoe jy dinge beleef in die hede, hoe jy na die toekoms kyk, hoe jy jouself sien. Dit is baie belangrik dat ou moet gaan deel met die dinge van die verlede, hoe dit jou persoonlike selfbeeld ontwikkel het, hoe dit jou geraak het, hoe dit jou geskaad het, of hoe dit jou bevorder het. Dit is belangrik om 'n ingesteldheid van oorwinning te hê. Hoe kyk jy na die lewe? As 'n mens deur 'n donker bril kyk, na die lewe gaan alles donker en somber lyk. As 'n mens 'n donker agtergrond het, baie mislukking, baie teleurstelling en ontnigterings beleef het, sal 'n mens geneig wees om maar deur 'n donker bril te kyk, om op 'n negatiewe manier die lewe te betrag. Die lewe is wat 'n mens daarvan maak. En jou ingesteldheid het 'n geweldige impak oor die resultate wat opgelewer sal word in jou lewe. Die Bybel sê dat ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons lief gehad het. Romeine 8 vers 37. Meer as oorwinnaars. 2 Timoteus 1 vers 7 sê die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die persoon wat 'n oorwinnaarsingesteldheid het, swig nie voor vrees en angstigheid nie. Ja, hy mag miskien angstig raak en gespanne raak, maar luister mooi, hy swig nie voor dit nie. Dapperheid is nie die afwesigheid van vrees nie, dis die bemeestering daarvan. 'n Dapper mens sê, ek gaan oorwin. Ook hierdie saak gaan die Here my help om daarin te oorwin. Wat se probleme het jy op hierdie stadium in jou lewe? Waardeur word jy gedomeineer? Wat intimideer jou? Die bose mag, die duisternis, die Satan het 'n manier om soos 'n bak op slang voor jou op te staan en te spoeg na jou, sy bek op te maak en jou te intimideer. Hy het 'n vermoë om jou te laat glo dat die probleem groter is as wat dit werklik is. En wie vlug nou nie as 'n gevaarlike slang hier voor hom kom staan nie, nê? Wat ons weet wat 'n gevaarlike slang kan doen, maar gaan hy dit doen? Gaan hy dit doen? Nee, dis daar waar 'n mens gesag moet neem in die naam van Jesus Christus en daardie intimidasie moet weerstaan. Daardie dominerende houding wat teenoor jou ingeneem word, om nie toe te laat dat dit jou magteloos laat voel nie, maar dat ons sê, ek is sterk in Christus. Ek is meer as oorwinnaar deur Jesus Christus. Op Golgotha het hy oorwinning vir my behaal, en nie net oor sonde nie, maar het ook vir my mag en autoriteit gegee oor die werke van duisternis. En baie keer by die werksplek het ons probleme met mense, en ons beskou dit as probleme met mense, terwyl daar 'n bose mag agter die skerms werk. Daarom sê die woord, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte in die lig. Dalk is daar 'n siekte, 'n toestand wat jou bedreig. Dalk is daar 'n toestand in jou gesin wat jou lam maak, wat jy voel jy weet nie meer wat om te doen nie. Dan moet jy konstant onthou, ek is meer as oorwinnaar, ek is oorwinnaar. Ek gaan in hierdie situasie oorwin, die Here gaan my die oorwinning gee. Dawid sê, al die oorwinnings wat hy gehad het, en die oorloë wat hy gewen het, is die oorwinnings wat God vir hom gegee. Die Here was met hom in elke stryd, soos God saam met jou in elke stryd. Moenie neerlaag bedink nie, moenie mislukking bedink nie, bedink oorwinning, en begin fokus daarop, om gedagtes van oorwinning te handhaaf. Dit sal begin deurwerk na jou emosies toe, en maak jou gees vol met die woord. Lees die woord, sien dat God is die God van oorwinning. Oorwinning is wat hy in gedagte het, en oorwinning het hy vir jou in gedagte. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Vra die Here ook om jou daardie hart te gee, die hart van 'n oorwinnaar. Hemelse Vader,
baie dankie dat U met ons is al die dae van ons lewe. En wanneer ons deur die water gaan, dan gaan U saam met ons volgens U woord. Deur die vuur, dit sal ons nie skroei nie, sê U woord. U saam met ons daar. Ek bid vandag, Here, gee vir ons, help ons om oorwinnaars hart, oorwinnaars ingesteldheid te handhaaf, Here. Maak ons onverskrokke, versterk ons geloof, Here. En Here, al sak die son partykeer oor ons lewens, as gevolg van slegte omstandighede, dat ons altyd sal wag vir die nuwe môre wat gaan breek, die nuwe sonsopkoms, in Jesus naam. Dankie Here, deur die bystand van God, deur die krag van Jesus Christus, deur die kragwerking en invloed van die Heilige Gees, is ons meer as oorwinnaars. Ons proklameer dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gaan nou en oorwin. Oorwin, jy's meer as oorwinnaar. Totsiens.